Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons dank die Here vir sy goedheid, genade en guns oor ons en dat ons aan die einde van nog 'n werksweek kan kom en kan terugkyk en kan sê geloof sy die naam van die Here. Dag na dag het hy ons gedra. Nou vriende, ek wil u groet met die woorde van Halleluja lied 268. Hierdie pragtige woorde van hierdie lied lui: leer my Heer u regte weë. Wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil my deur u waarheid leer. Lei my dwalende gedagte, want u is my heil, o Heer, u is ek altyd te wag. Dit is my so mooi as die skrywer van hierdie lied sê, leer my Heer u regte weë en wys u my die regte pad aan. En die vraag het by my opgekom, wat is hierdie regte pad en hoe gaan ek hierdie regte pad kan bewandel? En ek dink aan Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit hou na die woord. Vriende, ons kan net die regte pad bewandel as ons God se woord lees en bestudeer, want die woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. En dan 'n belangrike gedagte, en ek het dit onderstreep hier in hierdie Halleluja bundel. Die skrywer sê om met lus daarop te gaan. Vriende, om die Here te dien, moenie 'n swaarmoedige en 'n terneergedrukte tipe van gesindheid by my opwek nie. Dit moet regtige opwinding in my hart bring om te weet ek dien die Here en dat ek moet lus op hierdie weg van die Here sal wandel. En vra die Here deur sy Heilige Gees om jou daartoe in staat te stel. Nou vriende, ons gaan aangaan met ons reeks uit die boek Spreuke. Vanmôre gaan ons stil staan by Spreuke 13 vers 20 en verder. Ons gaan kyk hoe ver kan ons kom en ons lees sommer vir u dadelik vers 20 en dan praat ons bietjie daaroor. Vers 20 sê, gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met dwaase verkeer versleg. Hierdie vers sê vir ons iets baie belangrik rondom ons vriendskapsbande, rondom die mense met wie ons baie tyd spandeer. Daar's 'n ou spreekwoord wat sê, een vrot appel steek die ander aan. En dit geld ook, vriende, as dit kom by mense met wie ek en jy elke dag deel. As jy en ek omgaan met verkeerde mense, met dwaase mense, met mense wat sonde liefhet en ongeregtighede liefhet, gaan hulle ons definitief aftrek na hulle standaard. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat mense beïnvloed ander mense. Ons kan dit reg deur die skrif sien. Dat mense 'n groot invloed het op ander mense en daarom die mense met wie jy tyd spandeer, kies hulle baie fyn en maak seker dat jy hierdie mense kies wat met wysheid omgaan en wat lief is vir die Here. Hierdie wysheid gaan nie noodwendig oor mense wat 'n PhD graad het of mense wat ingenieurs of dokters of wat ook al is nie. Hierdie wysheid gaan oor mense wat besef het dat hulle dwaas is buite God se waarheid. Dat hulle sondaar soos die res van die wêreld is, as God nie hulle genade skenk en hulle siele kom red nie. En die oomblik as hulle tot bekering kom, dan leer hulle hierdie gesindheid van Jesus aan wat vir ons in Matteus 11:28 tot 30 sê, kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. So die Bybel sê vir ons baie duidelik, as ons met wyse mense omgaan, dan word ons wys. Dis mense wat werklik die sin en die doel van die lewe verstaan, vanuit God se perspektief, vanuit sy woord, en hulle leef om ander mense se lewens te verryk en God te verheerlik. Die ander kant is baie duidelik, as jy met dwaase verkeer, Salomo waarsku sy seun telke male, my seun, pas op vir die dwaase seuns, pas op vir die dwaase manne, vir hulle wat op bloed loer, vir hulle wat 'n sinnelose lewe lei, en jy wil aftrek na hulle standaard. Jy sien, dis die hartseer gevaar. As jy jou vriende nie reg kies nie, dan gaan jy in hierdie afwaartse spiraal gaan, en dit gaan later uitloop op vernietiging van jou en my lewe. Daarom, pas op vir sondaars, pas op vir mense wat jy wil intrek, en hulle slegte gewoontes en gebruike, en as jy saam met die wyses omgaan, is dit nie omdat jy dink jy is beter as ander nie, maar vriende, ons is anders. As jy kind van God word, is jou spraak anders, jou denkpatroon is anders, jou optrede is anders, jou begeertes is anders, alles is net anders. 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Daarom is dit noodsaaklik dat kinders van die Here ook hierdie gesindheid sal openbaar, om versigtig te wees met wie hulle omgaan, met wie hulle kommunikeer, met wie hulle vriendskapsbande vorm, want dit kan fataal wees, ook vir jou en my wandel met die Here. Vers 21 sê, die onheil vervolg die sondaars, maar hy sal die regverdige met goed vergelde. Wat beteken hierdie vers? En ag vriende, ek het dit vir julle al 'n paar keer gesê, is dat geen mens kan suksesvol sondig nie. Sonde bring altyd mater saam. Sonde bring altyd gevolge. Sonde haal jou in en sonde vind jou uit.
Sonde bring skuldgevoel, sonde bring vrees, agterdog, spanning, angs. Daar's botsings met mense, daar's botsings met die gereg. En daarom sê hierdie gedeelte, die onheil vervolg die sondaar. Die oomblik as die sondaar met sy boosheid aangaan, is die onheil op sy hakskene. Hy volg hom. Waarom? Want die Bybel sê, dit is hoe dit in God se orde werk. Partykeer kyk ons na die sondaar, dan dink ons, ja, hierdie sondaar is suksesvol, maar glo my, hy is nie so suksesvol soos hy homself wil voordoen nie. Vanaand lê hy op sy bed en hy rol rond. Hy moet ook sy gewete stil kry en hy kry baie keer stil met dwelms en drank en allerhande boosheid. Waarom? Want die Bybel sê vir ons, God het ons 'n gewete gegee. En deur sy gees oortuig hy ons gewete van sonde. En die Bybel sê vir ons dat die sondaar kan nooit suksesvol sondig nie. Dit lyk miskien vir ons so, maar later haal hierdie sonde hom in en die gevolge is so groot dat baie van hierdie sondaars nie die impak daarvan kan hanteer nie. Aan die ander kant, hy sal die regverdiges met goed vergelde. Hierdie goed gaan nie noodwendig oor materiële of tydelike dinge nie. Dit gaan eerder oor die gedagte dat die Here ons vrede, rus gee, maar ook versorging en dan ook die sekerheid van sy nabyheid in ons lewe. Daarom pleit ek by jou dat jy die pad van die regverdige sal bewandel. Dat jy hierdie pad sal stap saam met die Here en sal sien die goeie vrug wat jy daaruit put. Vers 22, ons gaan vanmôre volstaan by vers 22. 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre. Die vraag is net, wat beteken hierdie vers? En kom ek gaan dit vir u probeer verduidelik. Hierdie kindskinders en die dinge wat hulle erwe, vriende, is nie noodwendig altyd die materiële dinge nie. Dit sluit dit verseker in. Dinge soos eiendom of miskien geld of miskien een of ander iets wat jy vir jou kinders of jou kindskinders dan nalaat. Maar dit gaan oor baie meer as dit. Jy sien, 'n goeie mens besef dat die lewe gaan oor meer as net geld en tydelike besittings. Daarom bou hy in sy kinders se lewe dinge soos wysheid en insig en moraliteit en die waarhede van die skrif, en dis vir hulle 'n groter nalatenskap as wat die materiële dinge is. En as hulle hierdie wysheid en insig en moraliteit en kennis verkry het, dan sal hulle ook dit wat op tydelike gebied aan hulle gegee word, met wysheid spandeer. En dis waaroor hierdie saak gaan. Dit is belangrik om vir ons kinders die goeie balans te gee. As hulle nie die Here ken en hulle kry hierdie magdom geld, sal hulle dit verkoos en sal hulle in boosheid verval. Maar as hulle die wysheid geleer het, die insig wat God se woord gee, dan sal hulle ook met wysheid dit wat op materiële gebied vir hulle nagelaat word, kan spandeer. Aan die ander kant sê die Bybel, die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre. Nou die kommentaarskrywers het verskillende sieninge oor hierdie vers en ek gaan probeer om vir u net 'n kort gedagte daaroor te gee. Maar baie belangrik is dat die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre. En dit gaan maar oor die saak dat die sondaar dikwels baie goed akkumuleer. Hy word 'n ryk man, maar deur die verkeerde besluite, deur gulsigheid, gierigheid en al hierdie dinge, maak hulle dikwels verkeerde besluite en hulle verloor hierdie rykdom en dit val baie keer in die hand van die regverdige. Die ander kant is ook waar dat Jakobus vir ons beskryf hoe ryk mense dikwels arme mense dan benadeel deur van hulle geld weg te hou. En baie keer kan dit gebeur dat die Here self 'n oordeel vel en hierdie rykdom uit hulle hand neem en dit gee aan die wat dit toekom. Kom ek lees gou net vir u 'n paar verse om dit vir u beter te verduidelik. Daar in Jakobus 5 lees ons: Kom nou julle rykes, ween huil oor die ellende wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur die motte verniel. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. So hierdie hele gedagte gaan oor die Here kan ook die vermoë van die sondaar wegneem by hom, omdat hy deur sondige praktyke hierdie vermoë bekom het. Hoe dit ook al mag sy, vriende, die hart van hierdie vers sê dat 'n goeie mens, 'n mens wat saam met die Here wandel, laat vir sy kinders 'n goeie erfenis na. Geestelik, moreel, met insig en wysheid uit God se woord en dan ook op materiële gebied. Mag u en ek hierdie wyse persoon wees, nie omdat ons dink ons is beter as ander nie, maar omdat God 'n nuwe lewe in ons gebring het deur sy gees, ons sonde vergewe het en ons nou leer om anders te lewe as wat die wêreld lewe tot eers van sy naam. Vriende, groete vir u, mooi naweek, mooi dag verder, tada.